Hierdie is Econ 211 makro-ekonomie. Hierdie is die laaste video wat handel oor hoofstuk 2 in Fourie en Burger. Ons is besig met die basiese makro-ekonomiese model wat deel vorm van leereenheid 2. Hierdie laaste video gaan oor die formules wat gebruik word in hoofstuk 2. Hierdie is formules wat vir jou bekend behoort te wees uit ekonomie 1 uit, maar wat ons graag net weer hier wil beklemtoon en jy moet seker maak jy het hulle onder die knie. Nou ons makromodel fokus op die besteringskant van die ekonomie en ons sê hier dat produksie of dan uitset hang af van al die verskillende komponente van besteding. Verbruikers se besteding, investering, owerheidsbesteding, uitvoer minus invoer. Nou elkeen van hierdie terme kan verder verfyn word. Ons weet dat die verbruiker se besteding is besteding uit nabelasting inkomste. So daar word die belastingkoers in ag geneem. Ons weet dat daar is 'n vlak van besteding wat autonoom is. Selfs al is inkomste 0, word daar steeds besteding aangegaan. Ons weet daar is 'n grensverbruiksgeneigtheid. Dis die helling van die bestedingsfunksie in die vorm van die beta. Aan die investeringskant het ons gesien, daar is ook so 'n autonome vlak van investering. As rentekoerse 0 is, wat is die vlak van investering? Maar daar is 'n negatiewe verwantskap tussen investering en rentekoerse en die term H sê eintlik vir ons hoe sensitief is investering vir 'n verandering in rentekoerse. Wanneer dit kom by invoer, weet ons dat daar is 'n autonome vlak van invoer wat sal plaasvind selfs al is inkomste 0. En dan is daar die geïndiseerde komponent wat afhang van inkomste. En daar's 'n positiewe verwantskap met inkomste. Wanneer die ekonomie ekstra inkomste het, word 'n gedeelte daarvan op ingevoerde goedere bestee. Nou, al hierdie goed kan ons in hierdie boonste vergelyking nommer 1 in vervang. So hier, daai is nou C. Hier kom I in. G bly G. Hy is duidelik autonoom. Net so vir die uitvoerkomponent daarvan. En hier word M ingebring in die model. Wanneer mens dan 'n bietjie terme bymekaar sit en jou vergelyking mooi orden, dan kry jy wat ons dan uiteindelik bekend laat staan as die inspuiting-lekkasie benadering, waar Y afhang van hierdie eerste gedeelte wat jy sal erken as die vermenigvuldiger. En daardie vermenigvuldiger word dan natuurlik vermenigvuldig met al die autonome komponente van besteding, die eksogene gedeeltes. So daai eksogene verbruik, die onafhanklike vlak van investering, daar wel is ons H-term nog ter sprake, die onafhanklike vlak van owerheidsbesteding, uitvoer en invoer. Hierdie vermenigvuldiger, soos jy hom hierso sien, dis presies die vermenigvuldiger wat jy ook in die eerste jaar geleer het. So hierdie vermenigvuldiger beteken eenvoudig as daar 'n toename is in besteding, lei dit tot 'n groter toename in inkomste. So vir elke bedrag wat bestee word deur 'n persoon, beteken dit daardie is 'n inkomste vir iemand anders. 'n Gedeelte van daai inkomste word dan weer 'n keer bestee wat weer iemand anders se inkomste is, waarvan 'n gedeelte weer bestee word. So 'n aanvanklike toename in een van die bestedings, byvoorbeeld investering of owerheidsbesteding, kring dan uit reg deur die ekonomie en het 'n baie groter impak op Y as net die aanvanklike toename. Nou die grootte van die vermenigvuldiger hang natuurlik af van watter persentasie weer bestee word. So die lekkasies uit die bestedingsstroom uit is belangrik. Invoer, spare en belasting is die groot lekkasies. So as belasting hoog is, dan is die gedeelte van die ekstra geld wat ekstra bestee word kleiner. As 'n groot deel gespaar word, dan is die vermenigvuldiger kleiner. As 'n groot deel bestee word op ingevoerde goedere, is die vermenigvuldiger kleiner. Dit maak alles mooi sin. As ons hierdie vermenigvuldiger hier by voorstel, kan jy sien dat die lekkasies daarso is dan by invoergeneigtheid en dit is die belasting daarso. En ons weet dat die grensverbruiksgeneigtheid is net 'n spieël van die grensspaargeneigtheid, soos dit hier onder verduidelik word. As ons sê die helling B is die grensverbruiksgeneigtheid,
dan is grensverbruiksgeneigtheid plus die grensspaargeneigtheid, dit moet optel na 1 toe. Hierdie eksogene komponente wat onafhanklik is van die vlak van inkomste, ons weet dat in die geval soos hierbo aangedui, die onafhanklike vlak van verbruiksbesteding het ons hierbo aangedui as A. Ons het gesê daar is 'n vlak van investering met 'n A by, wat onafhanklik is van die vlak van inkomste en ook onafhanklik van die vlak van rentekoerse. Onthou, ons het daar nog bygesê minus HR. Owerheidsbesteding is heeltemal eksogeen. Dit word buite ons model bepaal, net soos uitvoer. En dan is daar ook 'n komponent van invoer. In die vorige notasie was dit MA, wat onafhanklik is van inkomste. Hierdie eksogene elemente is dan dit wat ons met die vermenigvuldiger vermenigvuldig. So as ons nou praat oor die geïnduseerde faktore, die goed wat tot inspuitings en lekkasies lei, so byvoorbeeld as daar 'n toename is in die grensverbruiksgeneigtheid, 'n afname in die belastingkoers of 'n afname in die invoergeneigtheid, dan gaan jou helling van die verbruiksfunksie, die totale bestedingsfunksie, gaan hierso opwaarts swaai. Hy gaan steiler word en jy gaan 'n toename sien en uitset. Andersom, as die grensverbruiksgeneigtheid kleiner is, met ander woorde die spaargeneigtheid groter is, of as belastingkoerse hoër word of die invoergeneigtheid meer is, dan swaai hierdie verbruik of die bestedingsfunksie afwaarts en dit lei dan uiteindelik tot 'n afname in die totale inkomste of produksie in die ekonomie. Om saam te vat, dames en here, hier is die laaste video wat gaan oor hoofstuk 2 en dit het gehandel oor die formules wat ons gebruik in die Keynesiaanse bestedingsmetode. Dit is baie belangrik dat jy hierdie bemeester. In die PowerPoint skyfies wat ons in die klas gebruik het, is daar 'n voorbeeld van die berekeninge wat ons tipies vir julle vra om te doen en daar's ook 'n antwoord daarbey. So gaan mooi deur dit, maak seker jy het dit onder die knie en dit is punte in die sak wanneer dit kom by toets 1.